Ja, laasweek het alles verkeerd gegaan, hierdie keer sê ek alles weer mooi saam. Ons lê die oor aan met ons om. Ja, Here Jesus, ons loof en ons prys die heilige naam. Wat 'n groot God is U, Heer. Hoe wonderlik is U naam. Ons loof en ons prys U, want U is waardig. Spreek vanmôre met ons deur die woord, gee dat ons sal luister en sal toepas, en dat ons sal verander, en dat ons sal volg waar U ons lei, Here. Help ons daar waar ons tekort kom, en help ons om reg te maak daar waar ons verkeerd is. Help ons, Here, dat ons opreg sal wees met U. Dat ons onsself sal ondersoek en sal besef die erns van U woord, Here. En dat ons sal luister na U woord. Dat ons in onsself sal regverdig, ja, maar ek is 'n kind van Here, ja, maar ek stap al so lank met U pad. Nee, Here. Maar dat ons sal vra, Here, soos Dawid gebid het, toets en deurgrond. Kyk waarop by my 'n weg van smart is, Here, en lei my op die regte pad. Want Here, maak nie saak hoe lank ons hierdie pad stap nie, ons bly mens. Ons bly swak. En totdat ons daai wenstreep oorgesteek het, moet ons ons daagliks ondersoek. Help ons, Here, dat ons onsself sal ondersoek en sal luister na U woord. Dankie, Here. U kom toe al die eer, al die lof en al die dank. Amen en amen. Ons gaan aan met ons tema in Amos. So laasweek gesien wat die Here vir die volk gesê het, gaan Sondag nou man. Julle wil dan nou in sonde lewe. So gaan Sondag nou, gaan nou maar voort met jou sonde. Maar onthou, die dag van die Here kom, die wraak van die Here gaan kom. As jy voortgaan met jou sonde, jy gaan eendag voor 'n lewendige God staan. En onthou, jy kan dinge vir mense wegsteek, maar God sien dit raak. So, net soos wat die waarskuwing aan Amos vir die volk gegaan het, vir Israel, so gaan die waarskuwing vir ons uit. En ons moet luister. Ons kyk vanmôre na vers 12 en 13. Daarom sal ek so, Amos 4 vers 12 tot 13, skus. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die winde skep, en aan die mense gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel. Here God van die leerskare is sy naam. En ons weet in die vorige hoofstuk het ons gesien al die pes en die swaar kry en die smarte wat oor die volk gekom het as gevolg van hulle sondes. En ons weet hulle is op stadium in ballingskap weggevoer. Hierdie profeet geprofeteer van dit, maar dit het alles in vervulling gekom. En dit is hoekom die Here gesê het, hy sal so met jou maak. Ek sal so met jou handel. Wat gaan gebeur as die Here vir jou kom sê, ek gaan so met jou handel? As God se wraak by jou moet kom stilstaan, wie van ons kan staande bly? Maar weet wat tref my, wat so wonderlik, wat die Here, nou kom die Here, hy sê, so ek sal so met jou, sal ek met jou handel. Maar weet wat die wonderlike ding is? Het jy gesien hoe het God met ons gehandel? Hy het sy eniggebore seun gestuur na hierdie aarde. Die straf wat ons moes gekry het, wat ons verdien. Ja, die straf wat jy verdien het. Want elkeen van ons was sondig, elkeen van ons is sondig. Ons verdien die straf. Maar God kom handel met ons en hy stuur sy seun om ons straf te neem. En Jesus Christus kom sterf in ons plek. Hy kom neem die straf op hom, hy wat geen sonde geken het. En hy kom koop ons vry. Is dit nie wonderlik nie? Die Here kon by jou kom stilstaan, ek gaan so met jou handel en jou gestraf het. Maar hy kon doen dit nie. Maar hoe hanteer jy die Here? Want onthou, daai vraag bly staan. Hoe moet die Here met jou handel? As jy Jesus Christus gaan verwerp, en as jy dink jy kan voortploeter met jou sonde,
gaan die Here met jou handel. En dan gaan die wraak van die Here jou tref. Want die geleenthede en die kanse wat hy vir jou gegee het, jy weggegooi. Jy kan nie Jesus Christus verwerp en verwag, jy moet genade kry nie. Jy kan ook nie kom en sê, ek het Jesus aangeneem, maar jy leef nog net die wêreld. Want dan vertrap jy sy genade. Dan maak jy dit nietig. Ons sondig nie meer uit die genade meer kan word, nie, soos Paulus gesê het. Moet ek nou meer sondig in die genade meer kan word? Nee. Jy vlug van die sonde. Jy haat die sonde. Jy tree nie meer op soos die wêreld nie, want jy is nie meer deel van die wêreld. Hoe moet goed God met jou handel? Kom jy na die Here toe, Here, ek is 'n sondaar. Ek het U nodig, Here. Want dan gaan hy met jou handel deur Jesus Christus. Nou kom Christus en hy koop jou vry. Hy maak jou vry. Want nou leef jy vir hom. Want nou is jy uitverkoop aan hom. Jy leef nie meer soos hierdie wêreld nie. Jy kan nie meer leef soos hierdie wêreld nie. Nou leef jy soos Christus wil hê jy moet lewe. Nou volg jy hom. Want hy is God. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Jy reg om jou God te ontmoet. As jy nou jou oë moet sluit. As jy nou daar in die bank sit, 'n hartaanval kry, jy is dood. Maar dit gaan met my gebeur, ek is nog te jong. Ek het op die ambulance werk, ons het al by 'n huis gekom, 'n kind van 7 jaar oud wat 'n hartaanval gekry het en is dood. So moenie vir my kom sê 'n ouderdom tel nie. Weet jy wanneer jy gaan sterf? Niemand van ons weet wanneer jy gaan sterf nie, so maak jouself reg om jou God te ontmoet. Want jy kan vandag sterf. Waar gaan jy op eindig? Wat gaan jou sondes wat jy so koester dan beteken? Daai sondes wat jy in die geheim doen wat niemand sien nie. Daai dinge wat jy doen en dink jy kan maar net voortgaan. Ag, ek is nog jonk, ek het nog baie tyd. Ek sal later regmaak met God. Ek stel nie nou belang nie. Ek wil my lewe geniet. Poef en jy is dood. En dan, wat gaan jy dan sê? Is jy reg om jou God te ontmoet? Nie een van ons kan voor 'n lewendige God staan nie. Nie een nie. As ons voor God moet staan, gaan jy mors dood neerslaan. En as jy voor God moet verskyn as jy dood is, en jy het nie by Christus uitgekom nie, is daar net een plek vir jou. En dis nie ek wat oordeel nie, maar nou kom mense, ja, maar jy kan nie oordeel nie. Ek oordeel nie, ek sê vir jou wat die woord van God sê. Die woord van God sê, elkeen van ons is bestem om eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. As jy gesterf het sonder Christus, en jy het nie Christus aangeneem nie, sê die woord van God vir jou, gaan jy na die poel van vuur toe. Kom ons maak seker, ons is reg om ons God te ontmoet. Maak seker jou lewe is reg met God. Maak seker jy wandel voor God. En maak seker jy maak nie die genade van Christus goedkoop nie. Want hy het 'n bittere duur prys betaal. Hy het nie 'n prys betaal sodat jy 'n jolly vacation kan hê, soos hulle sê nie. Dat jy maar net kan voortploeter en voortgaan en dink, ag, genade het dit bedek, nou het ek 'n kaartjie om te doen net wat ek wil nie. Dis nie wat dit beteken nie. Jy behoort nou aan Christus. Galasiërs 2:20, en ek het daai vers al baie herhaal, en ek gaan dit nog baie herhaal. So memoriseer dit maar, want dat jy dit ken. Want as dit gaan begin insink, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Jy het gesterf vir jouself. Nou lewe jy vir hom, en nou is jy reg om God te ontmoet. Want nou behoort jy in Christus. Nou sal geen dood of engele of magte of siekte of owerhede of wat ook al jou skei van die liefde van die Here. En maak jy 'n fout, want glo vir my, jy gaan nog baie foute maak. Betrek die Here jou, want hy behoort aan hom. Maar om 'n fout te maak, om in 'n oomblik 'n
foute maak en te sondig beteken nie dat jy boer in die sonde nie. Daar's 'n verskil. Almal van ons gaan foute maak. Jy raak soms kwaad, daar glip dalk 'n vloekwoord uit. Dit is 'n fout wat jy begaan. Nou sê jy, Here, jammer, vergeef vir my. Maar jy gaan nie elke dag en jy vloek elke liewe dag soos 'n matroos nie. Jy gaan leef nie elke dag in die sonde en horeer en slaap rond en jol rond. Dis nie wat dit beteken nie. Wat as jy opsetlik gaan sondag dag in en dag uit? Dit het niks te doen met per ongeluk 'n foutjie maak. Wat vir ekskuus as ek nou so sê, maar wat vir my baie keer so snaaks is, dan kom die vrouens en sê, ek het swanger geraak, maar ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ons gaan nou maar nie daar gaan nie, maar moenie in sonde lewe nie. Yes, amen. In sonde lewe en dan wil jy jouself regverdig. Bly weg van die sonde. Ons gaan nie opsetlik in sonde boer of in sonde lewe nie. Ons strewe na heiligmaking. En dan wanneer jy val en jy maak 'n fout, wat jy gaan foute maak, tot die dag wat jy sterf, gaan jy foute maak. Partykeer maak jy foute en dan kruisig jy jouself, en dan dink jy, ek het alweer geval, ek kom so ver kort. Jy het ook nie nodig om jouself aanhoudend te kruisig as jy geval het. Dan staan jy op en jy gaan aan. Jy gaan foute maak. Wees maar verseker daarvan. Jy gaan lekker rustig daar op die pad ry, hier swaai die taxi voor jou in en dan. Ja, nou moet jy wees, die Here vergewe my. Jy's mens. Jy weet jy's mens. Dis nie heilig nie. As jy dink jy het 'n heilighoekie, dan moet jy maar bietjie mooi gaan kyk, want jy gaan sien net 'n paar roesplekke. Want niemand het 'n heilighoekie bo sy kop nie. Ons is mense. Ons is gebore in sonde. Ons natuur is sondig. Het jy geweet daar's 'n stryd in die gang binnekant jou? Sê dit jy geweet het nie, dan luister mooi. Daar's 'n stryd aan die gang. Want dit wat jy wil doen, dit doen jy nie. Maar dit wat jy nie wil doen nie, dit doen jy. Dis wat Paulus sê. Die goed en die kwaad veg teen mekaar die hele tyd. Jy streef om goed te doen, maar dan kom die kwaad. Die vlees en die gees is konstant in oorlog. Dis waarom u en ek moet waaksaam bly, en dis waarom u en ek op ons knieë moet bly naby Jesus Christus. Want het jy geweet as jy op jou knieë is, hoe gaan jy val? Ja, vir my, verduidelik bietjie vir my, hoe val jy as op jou knieë is? Het jy dit al getoets? Dit is baie moeiliker om te val as jy op jou knieë is voor die Here. Maar buig jouself laag voor die Here. Gaan lê voor sy voete neer. Want as jy by die voete van Jesus lê, kan jy nie val nie, want jy lê voor sy voete. Maar as wanneer jy staan in jou eie arrogansie en dink jy is so sterk en so wonderlik en met jou neus in die lug loop, ek is so heilig, ek is so goed. Hoogmoed kom voor die val. As jy weer sien, dan val jy in sonde en daar lê jy plat op die grond. Maar Here, hoe dit gebeur? Want jy het jou oë van die Here afgehaal. Jy het gedink jy sterk genoeg. Jy het gedink jy stap nou al soveel jare met die Here en jy so naby aan die Here en jy het hoogmoedig geraak. Verrassing. Het jy geweet dat hoogmoed kan jou vernietig? Het jy geweet hoe maklik is dit vir 'n kind van God om hoogmoedig te raak? Maar pastoor, ek is nie hoogmoedig. Hoogmoed kom partykeer in sonder dat jy dit besef. Gaan toets bietjie mooi. Hoe kyk jy na ander? Daar's die eerste toets. Maar kyk hoe sondig is daai mense. Dankie Here, ek sê soos hulle. Daar het jy klaar geval. Want jy dink jy's beter as ander. Jy dink jy's so oulik. Maar jy vergeet waar die Here jou kom haal. Jy vergeet waar jy sou gewees het, was dit nie vir Christus se genade nie. Soos Moody gesê het, toe hy verby die dronkman stap, daar lê Moody, was dit nie vir die genade van God. Yes, amen. Was dit nie vir die genade van God nie, waar was ek?
Maar sy genade het my kom red. So Here, as ek kyk na ander en ek sien hulle foute, dan bid ek vir hulle. Here, maak hulle oë oop. Die Here gee vir ons 'n gees van onderskeiding om te kan sien en vir ander te kan bid. En die gemeente is 'n gawe van onderskeiding, ja, wat die Here vir ons gee, en sommige mense het die gawe om dat die Here vir ons waarsku. Ons moet gewaarsku wees. Daar's ook 'n verskil tussen as die Here vir jou iets wys en daaroor te praat teenoor om iemand af te breek. Want as die Here iemand kom waarsku, pas op vir daai, dit beteken nie jy is nou besig om hulle te oordeel nie, die Here het jou kom waarsku. Jy gaan hulle nie oordeel nie, ons bid vir hulle, ons weet van hulle, maar nou die Here jou attent gemaak daarop. Nou weet jy, daar moet jy pas op. Hierdie ene is hierso vir verkeerde intensies. En glo vir my, dit gebeur in gemeentes. Dit het al in hierdie gemeente gebeur. Mense wat inkom met verkeerde motiewe, en dan kom hulle met hulle idees en 'n môre dan spat die vonke. En dan val die kerk uit mekaar uit. En broers en susters baklei met mekaar. En daar's oneenheid. En dit gebeur bitter vandag. So ons moet pas op, ons moet waaksaam wees. Ons moet waaksaam wees. Laat daar nie onmin kom nie. Maar moenie ander oordeel nie. As jy weet iemand is verkeerd, bid vir hulle. Tree vir hulle in gebed. Soos ek al gesê het by hierdie kerk, ek gee nie om op die grootste skrik by daai deur inkom en jy weet van dit nie, dan bid jy vir daai ene. Ons hou hulle dop, ons weet, okay, hierdie ene is nie heeltemal lekker nie, maar ons bid vir hulle. Maar laat hulle hier sit. Ons gaan hulle nie wegjaag nie. Ons jaag niemand weg nie. Want die grootste skrik kan tot bekering kom. Amen. Yes. Maar hoe gaan dit tot bekering kom as jy hom by die deur weggejaag het? Dit gaan oor sy siel. Dit gaan nie oor wie hy is, of hoe hy lyk, of hoe sy lyk, of hoe nie. Dit gaan oor hulle siele. En ons moet hulle siele probeer red. Ons kan dit nie red nie, maar hulle kan hier kom sit tussen ons. Ja, jy weet, okay, hierdie een is 'n regte skerminkel. Hou 'n oog op hulle. Ja, maar bid vir hulle. Terwyl jy jou oog op hulle hou, moenie kyk, ja, hier is hierdie ding alweer nie. Dan die geval, dis hoogmoed. Het ek nou 20 getrap, ek hoop so. En mag jy 'n les leer. Kyk vir daai ene, steek jou hand uit, bid van Here, daai vrou, daai man wat nou hier sit. U weet, Here, dat U aan die kruis gesterf vir hom of vir haar. Yes. Maak hulle oë oop, Here, dat hulle U kan raak sien. Bring hulle na U toe, Here. Red hulle siele, Here. En hy weet jy wat, ewe skielik staan die ene op en kom kniel hier voor en traan. Vergeef vir my, Here. En kom tot bekering. 4, 5 jaar later en 6 jaar later en sien jy, hy man, hierdie ene het 'n pastoor geword. Maar dit was die grootste skrik op die dorp. Nou sit 'n pastoor. Hoe dit gebeur? Wat het gebeur? Want mense het kans gegee om vir hulle te bid. Mense het hulle nie weggejaag. Amos 4 vers 13 sê, want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep, en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogte van die aarde wandel, Here God van die leerskare sy naam. Dit is so 'n mooi vers. Dit is vir my 'n verskriklike mooi vers. Maar laat my amper half aan Job dink. Want as jy gaan kyk nou hoe God hom beskryf het aan Job. Ja, maar God is groot. Die eienskappe van God in Amos 4 vers 13, die skepper van die tasbare, hy is die skepper God wat alles gemaak het. Hy wat die berge formeer, God het die massiewe wêreld en die heelal gemaak. En hy hou alles in stand. Het jy dit geweet? Jy geweet God hou alles in stand. Elke molekuule, elke dingetjie wat beweeg, elke planeet, elke ster, elke ding hou God in stand. Wat 'n groot God aanbid ons. En weet jy net, dan gaan kyk jy wetenskaplikes na die menslike DNA en dan staan hulle verstom. Maar tog wil hulle kom met evolusie. Nou vra ek vir jou, ons is so kompleks aan mekaar gesit en ek weet DNA is eers die laaste paar jare wat hulle werklik waar DNA
ontdek het en uitgevind het hoe dit werk. En hulle het nog nie eens naaste my alles ontdek wat hulle kon nie, want dit is so kompleks. Een selletjie van jou, een molekuul, as jy daai DNA vat en jy trek dit uit, gaan dit tot verby die maan gaan. En dit is al die inligting en goeders wat in jou is om jou hele liggaam te laat werk. Hoe groot is God? Nou wil jy vir my kom sê, 'n Big Bang het dit gemaak. Maar as jy voor 'n rekenaar sit wat geprogrammeer is en daai ingewikkelde programme, dan sê hulle vir jou, nee, mense het dit gedoen. Maar jy wil vir my sê, die menslike liggaam wat een van die grootste, beste, as jy so wil sê, rekenaars is, ver beter as 'n rekenaar nog, wil jy vir my sê, 'n ontploffing het dit gemaak. Sê, jou brein het seker ontplof. My God het dit gemaak. En my God sit op die troon en hy regeer. En hy is een wat alles in stand hou. Die alwetende God. Hy is die ene wat alles weet. Daar's niks vir hom weggesteek nie. Hy is die almagtige, die sterke God. Die allerhoogste heerser. Wat op die hoogtes van die aarde wandel. Is dit nie mooi nie? Hy wat op die hoogtes van die aarde wandel. Ja. Hoe groot is God nie? Hoe heilig is ons God nie? Besef jy wie God is? Het jy al besef wie God is? Ek weet nie net dat hierdie God wat so groot is, wat alles weet, wat alomteenwoordig is, wat op die aarde wandel, bo die koepel van die aarde wandel, word 'n mens, gaan nie in 'n krippie, kom om te dien, was sy disippels se voete, en hang aan 'n kruis, vir jou en vir my. Hierdie grote God, wat die heelal in sy hande vashou, word 'n mens en kom sterf aan 'n kruis, dat jy kan lewe. Wat 'n groter liefde. Wat kry jy deesdae verniet? Wat is daar wat mense deesdae verniet weggee? Niemand gee meer dinge weg nie. Hier kom God en hy gee vir jou die ewige lewe. En weet jy wat doen ons as mens? Ag, ek stel nie belang nie. Ek glo nie in God nie. God bestaan nie. En hulle gooi dit terug in sy gesig. Maar hulle vergeet, hulle gaan eendag van God ontmoet. Want God het vir jou die kans gegee. Hy het vir jou die prys kom betaal. Hy kom gee dit gratis aan jou. En as jy dit teruggooi na hom toe en wil kom sê, ek glo nie in God omdat jy te arrogant is en dink jy so vreeslik slim. Jy gaan eendag God ontmoet. Jy gaan eendag voor 'n lewendige God staan en jou knieë gaan buig. En dan sit te laat. Wat gaan jy dan sê? Wat gaan jy dan sê? Dit bring ons terug by die vraag, is jy gereed om God te ontmoet? Hoe gaan jy God ontmoet? Met Jesus Christus wat aan jou kant is? Of gaan jy hom ontmoet op jou eie termes? Nou net as jy op jou eie terme God gaan ontmoet, gaan jy geoordeel word. Vir elke daad wat jy gedoen het, elke fout, elke sonde wat jy gepleeg het. Gaan alles oopgemaak word en ontbloot word. Dit wat jy nou wegsteek vir mense, gaan alles in die openbaar kom. Het gaan geopenbaar word. Ek dink dit moet 'n verskriklike dag wees. Daar staan al hierdie groot skare mense. Hier is die heilige groot troon van God. En daar word al jou werke ontbloot. Wat gaan jy sê? Maar weet jy wat die wonderlike ding? As die duiwel kom en hy wil eendag my boek oopmaak en sê, nou gaan ek vir julle wys hoe sleg was hierdie man. Hoor jy, ek dink hierdie is verkeerde boek, hier is al niks in geskryf nie. Maar hy wat, Jesus se bloed het dit uitgevee. Jesus se bloed het my skode gewas. So elke aanklag, elke fout wat ek gemaak het, is weggevee deur die bloed van die lam. Is jou sondes weggevee deur die bloed van die lam. Is jou oortredinge uitgevee deur die bloed van die lam.
Of gaan jy eendag vir jouself rekenskap gee? Die keuse is een myne. Gaan ons God ontmoet deur Jesus Christus wat ons verlos het, of gaan jy hom ontmoet op jou termes? Kom sê die oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir u genade. Dankie dat u ons verlos het, Here. Dankie dat u ons vrygekoop het. Dankie dat ek weet, Here, maak nie saak wat ek gedoen het in die verlede en al my oortredings en foute. U het kom skoon was deur u bloed. Jesus Christus het my vrygemaak en daarvoor dank ek u, my God. Ja, ons dat ons sal ag gee op die woord vandag. Dat ons sal kyk, is ons gereed om God te ontmoet? Is ons gereed? Het ek werklik by Christus uitgekom? Of speel ek toch speelietjies? Here, ek wil bid vir elkeen wat u nog nie ken nie. Vir die wat nog nie tot bekering gekom het, die wat nog nie by u uitgekom het, die Here. Raak hulle harte aan. Raak hulle aan, Here, dat hulle nie hierdie dag sal laat verbygaan voordat hulle by u uitgekom het. En kom verlos hulle, Here. Ek wil bid vir verlossing vir die wat u nie ken. Dankie vir u genade, dankie vir u liefde. Dankie vir wie u is. En dankie dat u my siel kom red. En dankie vir elke broer en suster wat hier sit, wie se siel gered is, wat by die meester uitgekom het, en wat 'n pad stap met u. Seën hulle, bewaar hulle, Here. Bewaar hulle van die onheil, en gee dat elkeen van ons waaksaam sal wees. Dat ons nie sal dink ons het dit gemaak nie, maar dat ons elke dag onsself sal toets en ondersoek, tot die dag wat u ons kom haal. Dankie, Jesus. Amen.